Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo al my liewe luisteraars met groot oortjies en die klein oortjies en welkom by Storytyd saam met Juffrou Blanche. Vandag se storie se naam is Prinses Pippi verjaar en dit is geskryf deur Mariska Legrandsie en Theo Paul Forster. Pukkels se rooi mantel is weg. Hy het nou oral gesoek, onder die bed, in sy klerekas en selfs agter sy boekrak. Wie op aarde sou my mantel wou steel? Wonder Pukkels hardop. Wag 'n bietjie, dalk het ek dit in die haashok vergeet toe ek vanoggend daar skoon gemaak het. Die haashok staan agter die huis. En dit is tussen die bome versteek, sodat dit vir die hasies kan voel, asof hulle in 'n woud bly. Toe Prinses Pippi verlede week by Pukkels kom kuier het sy die hele middag voor die haashok gesit en na die baba hasies gekyk. Daarom het Pukkels besluit om vir haar 2 van die hasies vir haar verjaarsdag te gee. Maar nou is Pukkels se mantel weg. En hy kan nie sonder sy spesiale mantel na Prinses Pippi se partytjie toe gaan nie. En dis ook nie die enigste probleem nie. Ag nee, roep Pukkels uit. Wie het die hok se deur oopgelos? Pukkels soek oral in die hok, onder die hasiehuisie, onder die emmer en selfs binne in die tonnel. Maar die hasies is weg. Wat gaan ek nou vir Prinses Pippi vir haar verjaarsdag gee? Pukkels gaan sit, moedeloos op die gras. By Prinses Pippi se huis is alles in rep en roer. Sy het al haar maatjies na haar verjaarsdagpartytjie toegenooi. En sy kan nie wag dat hulle moet opdaag nie. Prinses Pippi se mamma het pink en silwer ballonne bestel. Die ballonne is vol helium en sweef aan touwtjies in die sitkamer rond. Daar is vrolike pink en silwer tafeldoek oor die tafels gegooi. Daar's 'n bak vol skyfies en verskillende soorte lekker goed. By elke stoel is daar 'n pink bord en 'n papierbord. Prinses Pippi het nog nie haar verjaarsdagkoek gesien nie. Mamma het gesê dis 'n verrassing. Sy mag die koek eers sien as al die maatjies hier is en sy reg is om die kersies dood te blaas. Maar iets is verkeerd. Dis vreemd, sê Prinses Pippi se ma. Ek het die koek dan net hier op die toonbank gelos. Waar kan dit wees? Prinses Pippi se mamma soek oral. Sy soek in die koskas, onder die kombuistafel en selfs binne in die yskas. Maar die koek is nêrens te vind nie. Pukkels is die eerste maatjie wat by die partytjie opdaag. Baie geluk met jou verjaarsdag, Prinses Pippi, sê hy, en gee vir Prinses Pippi 'n groot bos magrietjies. Dankie Pukkels, sê Prinses Pippi. Kom kyk hierdie groot springkasteel. Maar toe hulle buite kom, rek Pippi se oë. Waar die springkasteel moet staan, lê daar net 'n groot pink en pers hoop. Maar die kasteel het dan nou net gewerk. Wat gaan ons doen? Die ander maatjies gaan nou hier wees, sê Prinses Pippi benoud. Dit lyk asof sy sommer wil begin huil. Hier is iets vreemds aan die gang, sê Pukkels. Eers verdwyn my mantel, dan los iemand die haashok se deur oop en die hasies is weg. En nou probeer iemand Prinses Pippi se partytjie bederf. Karplaks! Daar is skielik 'n harde geluid agter die motorhuis. Eina! Roep 'n stem benoud. Pukkels en Prinses Pippi kyk groot oog na mekaar. Wie kan dit wees? Versigtig loer Pukkels om die hoek. Daar, op 'n ou verfblik, sit 'n gediertetjie. Langs hom staan 'n hokkie met 2 hasies in. En om sy nek hang 'n rooi mantel. Kyk, daar's die hasies, roep Pukkels verbaas uit. En my rooi mantel. Kyk, daar's my verjaarsdagkoek, beduie Prinses Pippi. Kyk net hoe mooi is dit, Pukkels.
Prinses Pippi hardloop nader om die pragtige fiekoek van naderby te bekyk. En daar is die kragdraad vir die springkasteel, sê Pokkels. Die gediertjie lyk baie hartseer daar waar hy op sy verfblik sit. Wat is jou naam? Vra Prinses Pippi. Blou, antwoord die gediertjie skamerig. Hoekom het jy al ons goed gevat? Pokkels kyk kwaai vir Blou. Ek wou so graag met julle speel, maar ek het nie geweet hoe om te vra nie. En Blou vryf oor sy stert. Wil jy graag na my partytjie toe kom? Vra Prinses Pippi en neem vir Blou aan die hand. Baie graag, sê Blou, en hy lag dat jy net tande sien. Kort voor lank dag al die maats by die partytjie op. Almal speel en skater, maar niemand lag harder as Prinses Pippi en Pokkels en Blou nie. Prinses Pippi se partytjie is 'n reuse sukses. Pokkels het sy rooi mantel teruggekry, Prinses Pippi blaas al die kersies op haar verjaarsdagkoek met een asem dood en al die maats bal jaar tot laat op die lekker springkasteel. En Prinses Pippi hou sommer baie van al haar verjaarsdaggeskenke, veral die oulike hasies. Maar haar gunsteling geskenk is haar nuwe vriendjie Blou. Maatjies is almal lekker om saam met ander maatjies te speel. Partykeer is dit so bietjie moeilik om nuwe maatjies te maak, maar soos ons in die storie gehoor het, is dit nie die regte manier om ander maatjies se goed te vat nie. Mens moet net vir hulle vra, sal jy asseblief my maatjie wees? En jy sal verbaas wees hoe graag maatjies met jou wil maatjies wees. Nou toe maats, dis al vir vandag. Tot 'n volgende keer. Arrivederci! Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.